weet. Ja, kom ek nou weer lig. Nou is alweer so 'n black space in die opname. Goeienaand aan julle almal hier om die vuur en goeiemôre vir die luisteraars in Suid-Afrika. Môreoggend gaan ek nou hierdie vir julle uitsaai. Sommige net so 'n kort 'n bietjie saam gesels. Daar is 'n baie groot oorlog gewees in Mosambik as wat baie mense besef. Wil jy vir my voorsê, knapie? Kom hier. Kijk maar, dan praat ek met my rug na almal toe. Sien julle waarmee sit ek opgeskeep? 'n Rebellious groep hier op toe. Ek is gedaan, ek is op, ek kan nie meer nie. En julle wil nie so iemand goed pas by die tussen almal wat hulle dinge doen. Maar hoe dit ook al sê, 'n groter oorlog in Mosambik gewoed as wat baie mense besef. Maar in hierdie oorlog, en ons gaan nou nog 'n paar dinge doen. Ons het 'n opname gedoen by Mapai, waar ons praat het oor gesels in die aand, waar ons by die Puma 164 gestaan het, en waar ons dan ook by Kokkie se graf was en ook aan die besneuwelis van die inheemse bevolking daar erkenning gegee. Maar daar is nou nog baie waaroor ons gaan praat. Ons gaan oor Beirag praat, ons gaan oor Mahoni praat wat plaasgevind het, ons praat oor 'n paar operasies en Putu self. Maar nou vanaand net 'n kort verhaaltjie wat min mense van weet. Maar waar het Renamo vandaan gekom? Renamo was gewees. En hulle was pretty much die terroriste, die beeld gehad daar wat van hulle verwag was om te doen, en ook genoeg amok gemaak, en ons gaan later gaan ons bietjie meer by ons bydra inkom. Die probleem van wanneer 'n ou sulke operasies 'n super geheim hou, die reperkusies daarvan is baie keer ongelooflik. Want so besluit Dave Miller en sy vrou Sandy om met hulle seiljag en 2 klein kindertjies op 'n seiljagvaart te gaan vanaf Leisna Lagoon. En hulle besluit toe in hulle agterkoppe, weet wat, hierdie ooskus van Afrika is 'n wonderlike plek. En hulle besluit hulle gaan die Bazaruta eilande besoek. Want hulle besef nie dat daar 'n aktiewe oorlog aan die gang is in Mosambik nie. En net daar soos hulle wat is die Willenkulos nader nee, nou op pad, daar sandbanke. Gevaar hulle moet hulle seiljag op die sandbank. Daar sit hulle. En terwyl hulle nou wag vir hoogwater om hulle van die sandbank af te kry, toe word hulle gevange geneem. Deur Renamo. Deur die rebelle. Maar nie wie van hulle nie, hulle kinderbataljon. So is 'n klomp kinders, gewapen met AK's, wat toe hierdie familie gevange neem. Toe van Willenkulos af, tot hier waar ons vanaand is, hier in Morungula. Want hier van Morungula af is basies op binnelands in, dit was die gebied van Renamo. En hier was hulle aangehou vir 45 dae. En vir 45 dae skryf hy in sy boek
not a child's play. Die boek se naam, as ek dit reg sê. As ek liever kyk voor ek nou nonsens praat. Ja, Not Child's Play is die boek se naam wat hy geskryf het. En waarna hy nou hulle weer ervarings bespreek en hulle onsekerheid en hulle twyfel en hulle struwelinge moet hulle skep. Hulle is Christene en nou begin hulle die vraag vra, maar hoekom het dit gebeur? En ek kan baie daarmee relate. As jy as 'n Christen gelowige op 'n plek beland waar jy nie wil wees nie, en jou eerste ding wat jy gewoonlik vra is, why me? Hoekom ek? Hoekom nie Pietie wat 'n baie verkap lewe gelei het nie? Hoekom ek wat, weet ek kan daarom nou, dan kyk daai jare en ek doen die dinge reg wat daarmee saamgaan, so hoekom ek? So hierdie gesinnetjie het deur daai selfde beproewing gegaan, daai selfde swaar kry, die onsekerheid, want hulle praat ook die taal nie. So, daar's baie min wat werklik met hulle kan kommunikeer, en hulle vrae bly onbeantwoord, en hoe langer jou vrae onbeantwoord bly, hoe moeiliker raak dit vir jou op daai situasie te aanvaar en te oorleef. Onsekerheid, hoe lank gaan jy wees? Natuurlijk is jy van 'n seiljag af deur 'n klomp kinders ontvoer, gewapend met AK-47's. Jy beland hier in die hoofbasis van Renamo. Dis net soldate en alles rondom jou. En niemand kan met jou 'n geloofwaardige gesprek voer nie. Ek kan my dit indink. In sekere mate is ek mos dan self deur so 'n situasie. Maar tot hulle voordeel. En iets wat hy nie in sy boek besef, is dat Renamo in sy totaliteit afhanklik was van Suid-Afrika. Wat nie net wapens aan betref nie, maar ook sekere rantsoen aanvullings wat hulle nodig gehad het, en dan vir Suid-Afrikaanse instrukteurs. Want een van die take van die rekkies is wat ons noem partisane werk. Nou dit kom nou in die Tweede Wêreldoorlog uit, waar die SAS destyds die underground gaan help het in Europa om teen die Duitsers te veg. Nou, dis partisane, die woord is waarskynlik Frans, en dis partisane werk, en ons het partisane werk gedoen in Angola, en ons het dit hier gedoen met Renamo. So op die einde van die dag, is daar nou twee goed te pleit. Een kant is hulle nie in te groot gevaar nie. Want Renamo weet dat hulle kan hierdie mense niks doen nie. Dan is daar moeilikheid. Aan die ander kant moet dit stilgehou word vir die wêreld en vir die res van Suid-Afrika die mate van betrokkenheid wat Suid-Afrika in die oorlog hier het. So dis nou onderhandelings plaasvind en ook onderhandelings nou met Frelimo. Want dit moet nou lyk of Suid-Afrika die onderhandelaar in die bemiddelingsproses is. En hulle het toe nou hy platform baie vinnig geskep gekry, ook as gevolg van die Komati-akkoord wat destyds gestig is en wat daarmee gepaard gaan, was die platform daar. En Frelimo het ook natuurlik baie voordeel getrek uit Suid-Afrika se goedgunstige skenkings van voedselvoorrade aan die regering van die dag. Maar hierdie mense het dit nie
Frelimo nou vrygelaat of onderhandel word of vry te kan gaan. Maar dan kom ons op die ou einde van die dag, dan maak hulle 'n lys van bedanking. Rusty Evans, we kept our families fully informed. Eerste afgetree as generaal John Moore. Gaan ons net aan, hulle bedank hulle nou. En Colonel John Moore wat via Malawi met hulle gewerk het, maar ek het sommer hier in die veld geland hier naby. Dan sê hulle ook hier, hier is Ackerman. Colonel Caddy Stein, Commandant Johan Slabber, Brigadier Wim van der Waals, Kaptein Bob Ernsten van die vloot, Admiraal Rusty Hicks, Akademiepel van my. Hulle is op 'n boot gelaai en uitgevat. Die lede van Vierekkie word persoonlik bedank. Kolonel Alwyn Forster, bly deesdae in Kanabe nie, wat sy ander klein plekkie. Hy wêreld, so 'n klein plekkie tussen 3 susters en Nee, hierdie kant toe, kleiner as wat het is. Loxton! Praat die manne van die Karoo, hy bly daar in Loxton se wêreld. Staff Sergeant Gavin Christie, Sergeant Pedrito, almal ons manne. Major Etienne Creer, Charles de Wet, Paul van der Waal, Estelle Potgieter, Hugo Coetzee. En so gaan hy dan aan. En hy bedank al die oud soldate, ek gaan nou nie almal lees nie, wat betrokke was in die uitreiling van vee. En as dit intussen groot geword, aangegaan met hulle lewens. Maar die feit van die saak is dat dit is 'n ervaring en dit het my aangegryp toe ek het lees vir die eerste keer exactly 'n week voordat ons op hierdie rit vertrek het. Dus ek het duif met hulle kontak gemaak, bietjie met hom gesels en hulle is dan almal happy en gelukkig vandag en hulle voel hulle lewens word nou gewy daaraan om 'n bydrae te maak vir almal en alles. Dis so 'n klein storie wat ek inbring. En dan gaan ons dan nog gesels later oor 'n paar van die operasies wat gevind het. En ek wil ook met julle gesels. Maar daarvan later, en dan kan julle by die huis môreoggend na ons beluister. En ek sê dan eers, goodbye. Ja, kondensmelk koffie.